gedagtes van 'n kopdokter. Vir dekades het ek in hierdie stoel gesit, voorskrifte uitgedeel en vir mense met ernstige kopkwale geluister. Die wat as mal deur die gemiddelde Jan Rap en sy maat geklassifiseer sal word. Wat soos pes vir my word, soos 'n leviet wat aan die ander kant van die pad verby sal loop, sodra hulle meen dat dit 'n tipe melaatsheid, 'n aansteeklikheid is wat sal afryf. Hierdie mense wat met moedelose, partykeer selfs wanhopige oë na my gestaar het. Ek en Pseudo Messias waarvan hulle verlossing verwag. Hulle tragiese stories vir my vertel het, vir wie ek 'n oor kon gee. 'n papier met moeilike name van chemiese middels kon voorskryf. Ek was een van daardie psigiaters wat in die aand langs my sorgsame vrou gelê het, oor sekeres intensief geworstel het, watter permanente oplossing ek vir hulle wanhopige soek na bevryding kon gee. My loopbaan was my roeping, dit het ek van jongs af geweet. Binnekort, na amper 40 jaar, in daardie stoel van luister, lê ek die tuig neer, vol van jare, emosioneel moeg. Dit is nou die tyd van nostalgie, na die prominente terugkyk van die wat in die stoel voor my gesit het, wat die grootste impak op my lewe gehad en nog steeds het. My uitkyk op die lewe verander het, wie se gesigte, woorde in my siege ingegraveer is om vir altyd daar te bly. Hoe hulle tot die einde volhard het, op die oomblik van heengaan, die gesigte rustig, moeg. Ek is nie seker of ek glo dat daar 'n lewe na hierdie een is nie, alhoewel ek dit graag sal wil glo. Ek hoop dat hierdie vegters, hierdie soldate van vasberadenheid daar aangekom het, vry en gelukkig. Ander het egter die mate van empatie in my wese uitgedaag. Ek onthou hierdie een vrou. Ek sou graag wou glo dat sy die vermoë wou gehad het om verander te voel, empatie verander te hê. Vreemd genoeg was sy bewus daarvan dat dit 'n afwesige legkaartstuk in haar siege was. Die oë leeg, ontdaan van enige vorm van emosionele begrip, berou. My woorde aan haar om haar te probeer bereik, oor vele jare onsuksesvol. Sy was soos 'n huis, perfek van buite, maar wanneer die voordeur oopgemaak is, was daar niks daar binne nie. Nie mure nie kamers nie, net 'n oop ruimte. Daar was geen begrip, geen verstaan vir die behoeftes van die rondom haar nie. Die pyn wat teenoor ander aangedoen is nie. Die frustrasie, selfs vir my as spesialis, was by kere onuitstaanbaar, baie onprofessioneel. Ek weet. Ek wou haar help om 'n normale, vry lewe te lei, dat sy kon voel, waarlik gelukkig kon wees, diep
emosies kon ervaar, volledig mens kon wees. Maar oor meer as 2 dekades van intense terapie was daar nie 'n enkele millimeter gevorder nie. Sy het in elke kriteriapunt van sogenaamde psigopatie voldoen, maar ek wou dit nie aanvaar nie. Sy het dan so normaal van buite af gelyk, kon selfs grappies maak, lag, 'n beroep volg. Ek kon nie verstaan hoekom ek haar ten alle koste wou vermy, uit my spreekkamer wou verban nie. Daar was soveel ander wat so sy was, wat in die sagte, gemaklike stoel voor my kom sit het. Vir hulle kon ek hanteer, het ek hoop vir hulle toekoms gesien. Miskien omdat hulle die implikasies van hulle emosionele uitdaging op akademiese vlak kon aanvaar. Vir haar was hierdie 'n kleinigheid, 'n absolute nietigheid in haar huwelik. Ek weet, want haar man het enkele kere telefoniese kontak met my gehad, my vertel wat dit aan hom doen, hoe in ontkenning sy is, dat sy lag, grappies maak, dat sy onvanpas in haar reaksies is, as sein op sy wonde gooi. Nooit gaan sit en vergifnis vir haar optrede vra nie. Vir hom sê dat sy lief vir hom is. Liefde wat verwoes, wat doodmaak. Dat hy nie weet hoe om uit die situasie te kom nie. Dat dit sy krisis is. Die uiteinde van sy lewe was dat hy op 'n dag net nie meer kon nie. 'n fatale hartaanval wat oombliklik sy lewe geneem het. Alhoewel ek nie in die grootheid van 'n God glo of 'n lewe na hierdie een nie, was ek bly vir hom. Hy was vry van die gevolge van haar optrede, die marteling waardeur sy hom gesit het. Daarna het sy net nooit weer gekom nie. Wat deur haar gedagtes gegaan het, was en is nog steeds 'n misterie vir my. Vir my was sy vreesaanjaend, selfs boos, hoe onwillig ek ook al is om dit te sê. Dr. Jekyll and Mrs. Hyde. Daar was iemand anders wat ek ook spesifiek onthou. Hierdie pasiënt het 'n veel suksesvoller uitkoms met my behandeling gehad. Sy was doodbang toe sy vir die eerste keer in hierdie spreekkamer met die groot vensters waar bane vol hoopvolle lig inskyn ingestap het. Sy kon nie eens in my oë kyk nie. Die hande wat senuweeagtig in haar skoot gevroetel het, 'n gefrommelde sakdoekie daarin. Die produk van haar man wat haar met 'n vrede gees vermink het. Selfs ek, as 'n optimis, was nie seker dat hierdie optel mense ooit emosioneel sou genees nie, maar ek sou dit nooit aan haar laat blyk nie. In die begin was sy elke week by my. Dit was eers na 'n paar maande van sagte, deernisvolle woorde dat sy haar innerwese begin oopmaak het. Woordjie vir woordjie. Sinne het gevolg en daarna die opperste woede.
maar dit was goed. Goed dat die drek van haar man se woorde en houe op haar liggaam uit haar gees gebraak is. Totdat hy die dag woedend hier by my kamers opgedaag het, 'n Goliat van 'n man. Gevra het hoekom ek haar so opstook teen hom. Watter besigheid dit van my is wat tussen hulle aangaan. Ek het hom gesien vir watter lafaard hy is. Hom gevra hoekom hy nie ook 'n afspraak met my maak, dat ons die saak privaat kan bespreek nie. Vir hom gesê dat ek daarna hoor dat hy gewelddadig teenoor sy vrou en kinders op enige manier optree, ek verdere aksie gaan en sal neem. Dit was duidelik dat my gesaghebbende stem die gewenste uitwerking op hom gehad het. Hy het my met 'n verstomde, geskokte gesig vir wie weet hoe lank aangestaar en sonder om 'n verdere woord te sê, omgedraai en uitgeloop. Ek was egter nog steeds verbaas toe sy aangehou het om te kom om haar innerwêreld met woorde uit te braak. Na ongeveer 3 jaar het sy die moed bymekaar geskraap om haar en haar kinders permanent uit die huis van terreur weg te neem. Merkwaardig om die minste te sê. Dit was 'n goed beplande Dinsdagoggend waar sy finaal die huis verlaat het. Die oomblik toe hy uit die voordeur uit is op pad werk toe, het sy die kinders aan hulle hande gegryp, die tasse en alles wat nodig was in 'n taxi geboender om so gou as moontlik weg te kom. Wat hy nie geweet het nie, is dat sy dit alreeds 'n jaar en 'n half tevore beplan het. Geld uit die karige begroting elke maand geneem en weggesteek het waar hy dit nie kon ontdek nie, totdat sy seker was dat daar genoeg was om ten minste 'n paar maande te kon oorleef. 'n Nuwe selfoonnommer bekom het en vir niemand, nie eens vir my, gesê het wat haar bestemming gaan wees nie. Net dat sy dit gaan doen, dat sy genoeg gehad het van sy beheer oor haar lewe. Sy het my daarna enkele kere by die spreekkamer gebel, gesê dat sy veilig is, daarna om te sê dat hulle geskei is. Geen detail meer as dit nie. Nie dat sy en die kinders goed vaar, sy 'n goeie werk as chef onder 'n ander naam bekom het, en dit in 'n ander land. En ook dat sy my meer as 'n terapeut beskou, maar 'n steunpilaar, 'n vriend in donker wanhoopige tye. En belangrikste van alles, dat sy gelukkig is. Ek kon dit hoor, haar stem lig, vry. Hierdie is die 2 pasiënte wat ek sal onthou uit die duisende wat hulle stories, hulle pyn by my kom kreet het. Nou ja, genoeg gepraat. Die vele bokse vol boeke uit my spreekkamer met die wit mure, hoë plafonne en groot vensters verwyder, die sleutel afgegee. My lydsame, wonderlike vrou wag vir my. Dalk sal die mure ook onthou en eendag praat.